Rigan, goeiemôre, good morning, baie welkom. Goeiemôre, good morning Rosanne, dankie dat ek hier kan wees. Dit is 'n groot plesier om jou hier te hê. Ek wil eers begin by die plaas. Ek hoor dis nou lamtyd daar en jy sit nou hier. Ja, dit is so 'n klein bietjie van 'n probleem, maar gelukkig ek en my pa het 'n goeie verstandhouding. So dis wat lekker is om saam met jou pa te boer is ek kan grasie kry om in 'n baie besige tyd gou by julle te kom kuier. So dankie vir my pa. Daaroor is ons baie bly. Ja. Die liedjie is getiteld Tyd. Wat het jou geïnspireer om hierdie liedjie te skryf? So wat boerdery gaan en die plaaslewe, maar is dit nie altyd, ek dink ons kry nogal 'n ideale beeld daarvan partykeer dat dit baie lekker is en dit is so, daar's ons baie goeders wat dit nice maak, maar daar's is ook baie goeders veral as jy met skape boer wat dit nie so lekker maak nie. En dit is van 'n tyd af waar dit baie droog was. Die skape was siek geweest en ja, toe het ek gevoel, yes, dinge gaan daarom nou nie goed nie en het vir my gevoel hoor jy, ek kan meer geld maak en yes, ek het nou 'n paar kilos opgetel. Jy weet, in alles deur voel jy net so negatief vir jouself en toe besef ek net, nee, weet jy wat? Ja, mens moet daar ambisie hê om al hierdie goeders reg te kry. Maar mens moet dankbaar wees nog steeds want ons weet nie hoeveel tyd ons oor het nie, né? Ja. Dit help nie om soos anxiety te kry daaroor nie. Ek dink ja, mens moet net gaan en waardeer want dit kon so maklik anderster gewees het, né? As jy dink in jou lewe, daar's soveel goeders wat jy kan vergelyk met ander en net voor dankbaar wees vir elke bietjie wat ons het en ons het baie, né? Ja. Van die temas in die liedjie gaan oor genade en genoegsaamheid. Wat is genoeg vir Rigan? Genoeg vir my is definitief op hierdie stadium, ek het my mense, ek het my gesin, my ouers wat nog leef en nog gesond is. By the way, my ma verjaar vandag. Dan het my ma sê, ja, baie geluk met ma se verjaarsdag. As hulle kyk, as hulle al op is, so my gesin, my familie, verhoudings, om goeie verhoudings te hê, om mense te hê wat genuinely vir jou omgee en vir wie jy genuinely omgee. Ek dink dis waar mens begin. As jy daar kan begin, dink ek het jy meer as baie mense. So ek dink dis definitief, daar's 'n groot lys goeders, maar ek dink daai is definitief die belangrikste. Ja, ek wil nou net gesê dit is die goed wat eintlik jou lewe verbeter en jou lewe verryk. Ja. So praat nou van verrykende goed. Die musiekvideo vir Tyd is geskiet op die plaas. So was dit vir jou lekker om die twee groot liefdes in jou lewe, musiek en die boerdery, te kan kombineer in iets wat so mooi uitgekom het? Ja, dit is ongelooflik lekker geweest. Op 'n stadium het ons nie regtig geweet hoe dit gaan uitpan nie. Ek het al idees soos dit uitgetoets op TikTok. Dis waar ons eintlik die idee gekry het. As ek moes content maak en toe het ons eenmiddag 'n liedjie gaan opneem live by die skape. Dis waar die idee vir die video vandaan gekom het. So dis ongelooflik om daai twee te hê. Ek voel ook dis altyd vir my lekker as mense uniek kan wees. Nie teen die stroom nie, maar uniek voel vir my is ook dis vir my cool. So om daai twee bymekaar te kon bring actually en vir mense te wys, okay, as daar nou 'n manier is wat jy my kan opsom, is dit in terme van musiek en van boerdery is amazing. Baie dankbaar. En die skape is betaalde akteurs in hierdie, selfs in die foto en in die video. Ja, ons moes hulle 10 lucerne bale in hulle kontrak staan het ook. So en hulle was heel happy daarmee, maar hulle het gesê in die volgende een gaan ons so 'n bietjie chat. Hulle het ook die video gesien. Sê hulle hou hulle daarvan? Hulle love dit. Hulle love dit. Almal van hulle het gekyk of kan hulle raak, so veral die voorste dames wat hierso geloop het. So maar hulle het gesê hulle gaan nou in die volgende een kontrak gaan ons bietjie praat oor hoeveel voerbale. Ja. En as hulle gesien word hiervoor, word meer betaal. Hulle is die leiers dan nou. Ja, ek weet nie of mense agterkom, maar dis nie elke keer dieselfde nie, wat beteken ons moet dit 'n paar keer doen. Want hulle luister nogal nie na wat ons sê nie. So miskien moet ek my kontrak ook verander. Hulle sê, hoor jy guys, dames, as julle wil inwees, dan moet 'n bietjie chat hoor. Exactly. As ons sê stop, dan moet julle stop. Jy was natuurlik deel van die Reën. Hoe is dit nou vir jou om as solo kunstenaar jou hart en jou musiek daar uit te sit, net jy op jou eie? Dis definitief moeilik om oor te begin weer. Maar ek dink Reën was 'n baie goeie basis geweest. So dis ook iets waarvoor ek baie dankbaar is. Ons het definitief ons het amazing mense gehad by wie mens kon leer. Ja. So daar was baie goeie tye geweest met Reën wat vir my dink ek die boustene gegee het vir hoe om te probeer aangaan. Ja. Nou, so maar ook ek dink daai tyd gaan mense om
om jou merk te maak en te kompeteer en nou is dit net voel dit vir my meer soos ja, ek wil net hierdie goeders doen. Musiek saam met die skape en jy weet so ek dink die pressure is definitief bietjie minder nou as wat dit was. Een woord antwoord. Elsa wil weet, is hierdie skape verslag of verwol? Ek moet eerder nie sê nie. Eigenlijk. Hulle het nie wol nie, ek jammer. Alfa. Hulle het glad nie wol nie. Okay, sy's okay. Sy's okay. Dis die realiteit. Waar kan mense na die liedjie luister gaan? Enige streaming platform waar jy gaan sou hom kan kry en ek vra ook vir die mense om die music video te gaan kyk. Ja. Ons het daar Quentin van der Merwe het die music video gedoen van Quintessential en ons het nogal hard gewerk om seker te maak dat die droom 'n waarheid word. Saam met Hinterland gewerk, almal so. Ek vra vir mense gaan kyk ook asseblief die musiekvideo, want dit is nogal iets andersters, iets wat jy nog nie gesien het nie. Baie dankie, Richan Bressou dat jy hier by ons aangesluit het vanoggend. Oor na jou Elsa. Rosanne, Richan, dankie. Dankie vir daai gesprek. Onthou, jy kan ook op Goeiemôre Good Morning adverteer. Stuur net vir ons 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za vir meer inligting. Dis al van ons kant af. Ons sien julle maandag weer. So mag dit 'n wonderlike week verder wees. Hou daai koppie koffie gereed.